Ok julle, ons is klaar met Deuteronomium. Ons gaan nou aan met die boek van Joshua. Yes, en dan gaan ons hoofstuk 1. Joshua volg Moses op en beveel die volk om hulle klaar te maak om deur die Jordaan te trek. En na die dood van Moses, die knegt van die Hemelse Vader, het die Hemelse Vader met Joshua, die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê: My knegt Moses is dood. Maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan julle, die kinders van Israel, sal gee. Elke plek waar julle 'n voetstel op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Van die woestyn en hierdie Libanon af, tot by die groot rivier, die Eufraat, die hele land van die Hetiete, tot by die groot see in die weste, sal julle grondgebied wees. Niemand sal voor jou stand hou nie, al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het, om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en volmoed, om nougeset te handel, volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk daarvandaan nie regs of links af nie, sodat jy met 'n goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy jou nougeset kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie? Wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Hemelse Vader, jou God, is met jou, oral waar jy heen gaan. Toe het Joshua aan die opsigters van die volk bevel gegee en gesê: Gaan in die laar deur en gee die volk bevel en sê: Maak vir julle padkos klaar, want oor 3 dae sal julle deur hierdie Jordaan trek, om die land in besit te neem, wat die Hemelse Vader, julle God, aan julle gegee het, om dit in besit te neem. En aan die Reubeniete en die Gadiete en die halwe stam van Manasse het Joshua dit gesê: Dink aan die saak wat Moses, die knegt van die Hemelse Vader, julle beveel het, toe hy gesê het: Die Hemelse Vader, julle God, verskaf 'n rusplek aan julle en sal hierdie land aan julle gee. Julle vroue, julle kinders, julle vee kan bly in die land wat Moses julle oos van die Jordaan gegee het. Maar jylself, al die dapper helde, moet gewapend voor julle broers deurtrek en hulle help, totdat die Hemelse Vader aan julle broers soos aan julle rus gegee het, en hulle ook in die land in besit geneem het, wat die Hemelse Vader julle God aan hulle sal gee. Dan kan julle teruggaan na die land van julle besitting, wat Moses, die knegt van die Hemelse Vader, julle gegee het, in die oos van die Jordaan, teen sonop, en dit in besit neem. Toe het hulle Joshua geantwoord en gesê: Alles wat u ons beveel het, sal ons doen, en oral waarheen u ons stuur, sal ons gaan. Net soos ons na Moses geluister het, so sal ons na u luister. Mag die Hemelse Vader, u God, net met u wees, soos hy met Moses gewees het. Elke man wat teen u bevel wederstrewig is en na u woorde nie geluister het met betrekking tot alles wat u ons beveel nie, moet gedood word. Wees net sterk en volmoed. Okay, hoofstuk 2. Joshua stuur 2 manne uit om Kanaan en Jerigo te verken. Daarop het Joshua, die seun van Nun, uit Sittim in die geheim 2 manne as verkenners uitgestuur en gesê: Gaan bekyk die land van Jerigo. Hulle het toe gegaan en in die huis van 'n hoer met die naam van Rahab ingekom, en hulle het daar gaan slaap. En toe daar aan die konings van Jerigo gesê is: Kyk, manne uit die kinders van Israel het vandag hierheen gekom om die land te verken. Stuur die koning van Jerigo na Rahab om te sê: Lewer die manne uit wat na jou gekom het, want in jou huis ingegaan het, want hulle het gekom om die hele land te verken. Maar die vrou het
die 2 manne geneem en hulle weggesteek, en sy het gesê, seker die manne het na my gekom, maar ek het nie geweet waar hulle vandaan was nie. En toe die poort met donker gesluit moes word, het die manne uitgegaan. Ek weet nie waar die manne heen gegaan het nie. Jaag hulle gou agterna, want julle sal hulle inhaal. Maar sy het hulle op die dak laat klim en hulle weggesteek onder die vlastoppels wat op haar dak opgegooi was. Die manne het hulle toe agternajaag in die rigting van die Jordaan na die druwe en die poort en hulle het gesluit nadat hulle vervolgers uitgegaan het. En voordat hulle gaan slaap het, het sy op die dak geklim na hulle toe en aan die manne gesê, ek weet dat die Hemelse Vader die land aan julle gegee het en dat die skrik vir julle op ons geval het en dat al die inwoners van die land vir julle bewe, want ons het gehoor dat die Hemelse Vader die water van die Skelfsee voor julle uittog uit Egipte laat opdroog het en wat julle die 2 konings van die Amorite, Sion en Og oorkant die Jordaan aangedoen het, dat julle hulle met 'n banvloek getref het. Toe ons dit hoor het ons hart gesmeld, sodat daar by niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie, want die Hemelse Vader, julle God, hy is God in die hemel, daarbo en op aarde, hieronder. Sweer dan nou tog vir my by die Hemelse Vader, dat terwyl ek aan julle guns bewys, julle ook aan my familie 'n guns sal bewys, en gee my 'n betroubare teken, dat julle die lewe van my vader en my moeder en my broers en my susters en almal wat aan hulle behoort, sal spaar en ons siele sal red van die dood. Toe sê die manne vir haar, mag ons in julle plek sterwe, as julle nie hierdie saak van ons bekend maak nie, dan sal ons, as die Hemelse Vader ons die land gee, aan ons guns en trou bewys. Daarop het sy hulle met 'n lyn deur die venster laat afsak, want haar huis was in die stadsmuur ingebou, sodat sy aan die muur gewoon het. En sy het vir hulle gesê, loop die gebergte in, dat die vervolgers julle nie aantref nie, en steek julle daar 3 dae lank weg, totdat die vervolgers teruggekom het. Daarna kan julle dan nou weer verder gaan. Toe sê die manne vir haar, ons sal ontslae wees van hierdie eed aan jou, wat jy ons laat sweer het. Kyk, as ons die land inkom, moet jy hierdie gedraaide rooi lyn, waarmee jy ons laat afsak het, aan die venster vasbind, en jy moet jou vader en jou moeder, en jou broers en die hele familie by jou in die huis versamel. Elkeen wat dan uit die deure van jou huis buitentoe gaan, en sy bloed sal nie op sy hoof wees, en ons onskuldig. Maar elkeen wat by jou in die huis sal wees, die bloed sal op ons hoof wees, in geval 'n hand teen hom is. Maar as jy hierdie saak van ons bekend maak, sal ons ontslae wees van hierdie eed aan jou, wat jy ons laat sweer het. Daarop sê sy, soos julle sê, dit is goed. En sy het hulle laat gaan, en hulle het weggegaan, en sy het die rooi lyn aan die venster vasgebind. Hulle het toe weggegaan, en in die gebergte gekom, daar 3 dae lank gebly, totdat die vervolgers teruggekeer het. Want die vervolgers het op die hele pad gesoek, maar niks gekry nie. Die 2 manne het toe weer van die gebergte afgeklim, deurgegaan en by Josua seun van Nun gekom en hom alles vertel wat hulle ondervind het. Verder het hulle vir Josua gesê, sekerlik gee die Hemelse Vader die hele land in ons hand, ja, al die inwoners van die land bewe, selfs vir ons. Hoofstuk 3, deurtog van die volk deur die droë bedding van die Jordaan. Daarop het Josua die môre vroeg klaargemaak en hy het met al die kinders van Israel het van Sittim af weggetrek en by die Jordaan aangekom en daardie nag oorgebly voordat hulle deurgetrek het. En aan die einde van die 3 dae het die opsigters van in die laar deurgegaan en aan die volk bevel gegee en gesê, net soos julle verbondsark van die Hemelse Vader julle God sien en die Levitiese priesters wat hom dra, moet julle van julle staanplek af opbreek en agter hom aantrek, maar laat daar 'n afstand van omtrent 2000 el tussen julle en hom wees. Kom nie naby hom nie, sodat julle die pad kan weet waar julle langs moet trek, want gister en eergister het julle nie
met die pad getrek nie. Verder het Joshua aan die volk gesê, heilig julle, want môre sal die Hemelse Vader wonders onder julle doen. En Joshua het met die priesters gespreek en gesê, neem die verbondsark en trek weg voor die volk uit. Toe het hulle die verbondsark opgeneem en voor die volk uitgetrek. Daarop sê die Hemelse Vader vir Joshua, vandag sal ek begin om jou groot te maak voor die oë van die hele Israel, sodat hulle kan weet dat ek met jou sal wees, soos wat ek met Moses was. Gee jy dan bevel aan die priesters wat die verbondsark dra en sê, net soos julle aan die kant van die water van die Jordaan kom, moet julle in die Jordaan bly staan. Toe sê Joshua aan die kinders van Israel, kom nader hierheen en luister na die woorde van die Hemelse Vader, julle God. Verder het Joshua gesê, hieraan sal julle erken dat daar 'n lewende God tussen julle is, en dat hy sekerlik die Kanaaniete en die Hetiete en die Jewiete en die Feresiete en die Girgarsiete en die Amoriete en die Jebusiete voor julle sal uitverdrywe. Kyk, die verbondsark van die Hemelse Vader van die hele aarde trek voor julle uit die Jordaan in. Neem dan nou vir julle 12 manne uit die stamme van Israel, 1 man uit elke stam, en net soos hy die voetsole van die priesters wat aan die ark van die Hemelse Vader van die hele aarde dra, en in die water van die Jordaan rus, sal die water van die Jordaan afgekeer word, en die water wat van die bokant afkom, en dit sal soos een wal bly staan. En toe die volk wegtrek uit hulle tente, en deur die Jordaan te gaan, met die priesters wat die verbondsark dra, op die voorpunte van die volk, en net toe die draers van die ark by die Jordaan kom, en die priesters wat die ark dra, hulle voete aan die kant van die water insteek, terwyl die Jordaan vol was, op al sy walle, al die dae van die oes, bly die water staan, wat van die bokant afkom, dit het opgereis soos een wal, baie ver weg by die stad Adam wat langs Sartan lê, en die wat vols afstroom na die see van die vlakte, die Soutsee, het heeltemal verdwyn. Toe het die volk deurgetrek teenoor Jerigo. Maar die priesters, wat die verbondsark van die Hemelse Vader gedra het onbeweeglik bly staan op die droë grond binne in die Jordaan, terwyl die hele Israel op droë grond deurgetrek het, totdat die hele volk die deurtog deur die Jordaan volëindig het. Kyk hoofstuk 4, 12 klippe opgerig as 'n gedenkteken. En toe die hele volk deur die deurtog deur die Jordaan volëindig het die Hemelse Vader met Joshua gespreek en gesê, neem vir julle uit die volk 12 manne, uit elke stam 1 man, en gee hulle bevel en sê, neem vir julle vandaar uit die middel van die Jordaan, van die plek waar julle voete van die priesters vas bly staan het, 12 klippe, en bring dit saam met julle deur en sit dit neer op die slaapplekke waar julle vannag gaan oorbly. Toe het Joshua 12 manne geroep, wat hy uit die kinders van Israel, uit elke stam 1 man, aangestel het. En Joshua het vir hulle gesê, trek uit voor die ark van die Hemelse Vader, julle God, tot binne in die Jordaan, en tel vir julle klippe op, elke man 1 op sy skouer, volgens die getal van sy stamme van die kinders van Israel, sodat dit 'n teken onder julle kan wees, as julle kinders later vra en sê, wat beteken hierdie klippe vir julle? Moet julle vir hulle kan sê, omdat die water van die Jordaan afgekeer is, voor die verbondsark van die Hemelse Vader, by sy deurtog deur die Jordaan, die water van die Jordaan is afgekeer. Daarom is hierdie klippe as 'n aandenking vir die kinders van Israel vir altyd. Die kinders van Israel het toe so gedoen, soos Joshua beveel het, en hulle het 12 klippe uit die middel van die Jordaan opgetel, soos die Hemelse Vader met Joshua gespreek het, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel, en hulle het dit saam met hulle deurgebring na die staanplek toe en dit daar neergesit. Joshua het ook 12 klippe opgerig in die midde van die Jordaan, op die plek waar die voete van die priesters, die draers van die verbondsark gestaan het, en dit is daar tot vandag toe. En die priesters wat die ark gedra het bly staan in die middel van die Jordaan, totdat alles volbring is, wat die Hemelse Vader Joshua beveel het, en om aan die volk te sê,
volgens alles wat Moses Joshua beveel het, en die volk het gou deurgetrek. En toe die hele volk die deurtog volëindig het, het die ark van die Hemelse Vader met die priesters voor die oë van die volk deurgegaan. En die kinders van Reuben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse het gewapend voor die kinders van Israel deurgetrek, soos Moses aan hulle gesê het. Omtrent 40.000 wat vir oorlog gewapen was, het voor die aangesig van die Hemelse Vader deurgetrek om te veg na die vlaktes van Jerigo toe. Die dag toe die Hemelse Vader Joshua groot gemaak het voor die oë van die hele Israel, sodat hulle hom gevrees het, soos hulle Moses gevrees het, al die dae van sy lewe. En die Hemelse Vader het met Joshua gespreek en gesê, gee bevel aan die priesters wat die ark van die getuienis dra, dat hulle uit die Jordaan uit opklim. En Joshua het daarop die priesters bevel gegee en gesê, klim op uit die Jordaan. En toe die priesters wat die verbondsark van die Hemelse Vader gedra het, opklim uit die midde van die Jordaan, het die priesters skaars hulle voetsole gelig en die droë grond bereik, of die water van die Jordaan het aan sy plek teruggekeer, en soos gister en eergister op al sy walle geloop. En toe die volk op die 10de van die eerste maand uit Jordaan uit opgetrek het en laar opgeslaan het by Gilgal, aan die oostelike grens van Jerigo, en daar die 12 klippe wat hulle uit die Jordaan geneem het, en Joshua het dit in Gilgal opgerig, en hy het met die kinders van Israel gespreek en gesê, wanneer julle kinders later hulle vaders vra en sê, wat beteken hierdie klippe, dan moet julle dit aan hulle kinders bekend maak en sê, op droë grond het Israel deur hierdie Jordaan getrek, deurdat die Hemelse Vader, julle God, die water van die Jordaan voor julle uit laat opdroog het, totdat julle deurgetrek het, soos die Hemelse Vader, julle God, gedoen het, met die Skelfsee wat hy voor uit laat opdroog het, totdat ons deurgetrek het, dat al die volke van die aarde kan weet, dat die hand van die Hemelse Vader sterk is, sodat julle die Hemelse Vader, julle God, altyd mag vrees. Okay, hoofstuk 5. En toe al die konings van die Amorite, wat aan die ander kant van die Jordaan na die weste was, en al die konings van die Kanaaniete, wat by die see woon, hoor dat die Hemelse Vader die waters van die Jordaan voor die kinders van Israel uit laat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het hulle hart versmelt, en was daar in hulle geen moed meer vanweë die kinders van Israel nie. Joshua besny die volk en vier die Pasga. Die manna hou op en die leerowerstes van die Hemelse Vader, vanaf vers 2. In die tyd na die Hemelse Vader vir Joshua gesê het, maak vir jou 'n klipmesse en besny weer die kinders van Israel vir die tweede keer. Toe het Joshua vir hom klipmesse gemaak en die kinders van Israel besny by die heuwel van die voorhuide. En dit is die rede dat Joshua hulle besny het. Die hele volk wat uit Egipte afgetrek het, die manspersone, al die krygsmanne, het op pad in die woestyn gesterwe, op hulle getrek uit Egipte. Want die hele volk wat uitgetrek het, was besnede, maar die hele volk wat op pad in die woestyn gebore is, en op hulle trek uit Egipte, het hulle nie besny nie. Want 40 jaar lank het die kinders van Israel in die woestyn getrek, totdat die hele volk omgekom het. Die krygsmanne wat uit Egipte weggetrek het, wat nie aan die stem van die Hemelse Vader gehoorsaam was nie, vir wie die Hemelse Vader gesweer het, dat hy hulle nie in die land sou laat sien nie, wat die Hemelse Vader hulle vaders met 'n eed beloof het nie, om aan ons te gee nie, 'n land wat oorloop van melk en honing. Maar in hulle plek het hy hulle seuns gestel, die het Joshua besny, want hulle was onbesnede, omdat hulle op die pad nie besny was nie. En toe die hele volk klaar besny is, het hulle op hulle plek in die laar gebly, totdat hulle gesond was. Toe het die Hemelse Vader vir Joshua gesê, vandag het ek die smaad van Egipte van julle afgewentel, daarom het hulle die plek Gilgal genoem, wat tot vandag toe is. Terwyl die kinders van Israel by Gilgal gelaar was, het hulle die Pasga gehou, op die 14de dag van die maand, in die aand, in die vlaktes van Jerigo. En hulle het die dag na die Pasga van die opbrengs van die land geëet.
ongesuurde brode en gebraaide koring daardie selfde dag. En die dag nadat hulle van die opbrengs van die land geëet het, het die manna opgehou, sodat die kinders van Israel verder geen manna gehad het nie, maar hulle het geëet van die opbrengs van die land, Kanaan, in daardie jaar. En terwyl Joshua by Jerigo was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom, met 'n ontblote swaard in sy hand. En Joshua het na hom gegaan en hom gevra, behoort u by ons of by ons vyande? En hy sê, nee, maar ek is die leerowerste van die Hemelse Vader. Ek het nou gekom. Toe val Joshua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil die Hemelse Vader aan sy diensknegt sê? Toe sê die leerowerste van die Hemelse Vader vir Joshua, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilig, en Joshua het so gedoen. Tot sover.